Geliefdes, kom ons sing tot lof van die Here, Psalm 84, daarvan die tweede vers. Die bossie vind 'n huis, o Heer, die swaalkies lê nesies neer. En ek vind rus by die altare waar U my koning my bewag. Digte Heer, der leerskare welsalig weet die paleis, die altyd weer mag loer en prys. Ons sing tot lof van die Here, Psalm 84 vers 2, daarna bid ons saam. Here ons Here, wonderbaarlik, heerlik, lieflik, loflik klink U naam oor die ganse aarde. Ook in hierdie oggend waar ons as gelowiges saam is om U lof te besing, die heilige naam te prys. Dankie dat ons onder alle omstandighede, tye van voorspoed en teëspoed, tye van hartseer en vreugde, lewe en dood, dat ons altyd ons lof aan U kan bring. Want U, o Here, is die Alfa en die Omega. U is die begin en die einde, die eerste en die laaste. U is ons lewe. Wat 'n voorreg en genade om elke dag van ons lewe uit U hand te mag leef. U wat ons verkoester en versorg met alles wat ons nodig het aan liggaam en siel. Dankie dat ons weet dat U as ons Skepper, ook ons verlosser is, wat U Seun Jesus Christus na die wêreld gestuur het om ons sondeskuld te versoen, ons naby aan U te bring, ons kinders en erfgename te maak van die hemelse heerlikheid. En omdat Jesus Christus, o Vader, ons enigste troos in lewe en in sterwe is, tree ons anders as die wêreld, wanneer ons 'n dierbare groep, wanneer ons te doen kry met die dood, omdat ons tree as mense met hoop in Jesus Christus, die begin en die volleinder van ons lewe en ons geloof. Jesus Christus wat ons bely as die opstanding en die lewe, ja, elkeen wat aan hom geleef het en hom geglo, hom van harte liefgehad, sal lewe tot in alle ewigheid, al sterf hulle ook na die liggaam. En daarom sal selfs in hierdie oggend deurmeng met ons trane en hartseer ook blydskap, omdat sy aan die Baba hierdie belydenis geleef het. Omdat die Baba Jesus Christus as haar persoonlike verlosser en saligmaker omhels en liefgehad en gedien al die dae van haar lewe. En dat sy in besonder aan die einde van haar lewe met reikhalsende verlange gesmag en uitgesien as sy wederkoms of dat daardie oomblik wanneer hy haar na hom sal lewe. Vertroos ons deur die woord en deur die Heilige Gees, ons wat agterbly, ons wat vanoggend hier saam is en hierdie ware troos alleen by U kom soek. Vader, dankie dat ons met vrymoedigheid die troon van genade mag opsoek.
Hy maak weet dat U hier, die hand oor ons hou, en ons sien. Geef uit genade al ons sonde, en oortuig ons van die liefde, wat daar is in Jesus Christus. Die liefde wat ons nooit van U sal skei. Amen. Dus U kan sit vir die skriflesing. Geliefdes, ons skriflesing vanoggend, Paulus se brief aan die gemeente in Filippi, Filippense hoofstuk 1, ons gaan enkele verse lees, vanaf vers 20. Dit is my vurige verlange, en daarna sien ek uit, dat ek niks sal doen, waaroor ek my moet verskaam het. Ek wil ook nou soos nog altyd, met alle vrymoedigheid deur my hele lewe en wees in Christus verhewe in lewe en in sterwe. Want om te lewe is vir my Christus en om te sterwe is vir my wins. As ek in die lewe bly, kan ek voortgaan met vrugbare arbeid. Wat ek moet kies, weet ek nie. Ek is in 'n tweestryd. Ek verlang daarna om heen te gaan en met Christus te wees, want dit is verreweg die beste. Maar in jou belang is dit noodsaaklik dat ek bly lewe. En tot hier. Ons teksvers, vers 21, Paulus se blydenis. Want om te lewe is vir my Christus en om te sterwe is vir my wins. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, die apostel Paulus skryf hierdie baie kort, persoonlike, intieme brief aan sy vriende en die medegelowiges in die gemeente in Filippi. En Paulus se Filippense brief staan oor die algemeen ook bekend as sy blydskapsbrief, en ons almal ken die tema van hierdie brief, hoofstuk 4 vers 4, waar die apostel uitdruklik sê, wees altyd bly in die Here. Ek herhaal, wees bly. Maar dan weet ons dat Paulus hierdie brief skryf uit die tronk, uit gevangenskap, hy sit in boeie, 24/7 is hy vasgeketting aan 'n Romeinse soldaat. Hy sit ballingskap. Die werk waarvan die Here hom geroep het, kan hy nie doen. Hy is verwyder van medegelowiges en vriende. En nou sou mens dink dat Paulus daaroor sou kla, dat hy in sak en as sou sit, sy lot sou beheer, dat hy verbitter sou wees. Maar nou sien ons presies die teenoorgestelde. Dit is 'n man wat vol dankbaarheid en vreugde en blydskap is teenoor die Here. Dis 'n man wat nie uitgepraat kan raak oor sy lewe in Jesus Christus. En hy vra ons onsself af, maar hoe kan hy so positief en blymoedig en so vrede en vreugde leef te midde van sy haglike omstandighede? En dan kry ons die antwoord, die Heilige Gees het hierdie man so begenadig dat hy die ware betekenis, die sin en die doel van lewe en sterwe leer ken. As hy 'n mens op aarde was, 'n gelowige was, wat geweet het waarom 'n mens op aarde is, waarvoor hy lewe en wat die dood beteken, is dit Paulus. Hy sê in ons teksvers, want om te lewe is vir my Christus en om te sterwe is vir my wins. Kom ons sit 'n bietjie onder die vergrootglas en kyk na wat hy hier sê. Dit was Paulus se, kan ons sê, lewensleersing, sy lewensroeping, die oorkoepelende tema van sy ganse bestaan. Dit is waarom hy gevoel het hy op aarde geplaas is. Dis waarvoor God hom afgesonder en bestem het, om Jesus Christus as die gekruisigde aan die wêreld te verkondig. Veral aan die wat nog nie van hom gehoor het, om die blye boodskap, die evangelie van lewe, verder uit te dra en uit te kry, die lig te laat skyn, en so 'n medewerker te wees van die uitbreiding van God se kerk en die bevordering van sy koninkryk. Paulus het geleef om Christus te verkondig, hom te verheerlik en die hom te beywer vir die koninkryk. Dag en nag, ywerig, in alle omstandighede,
Paulus bly preek, bly reis, bly werk. In tye van siekte, in tye van gesondheid, in tye van vryheid, in tye van inperking en boeie, Christus was sy lewe. En kan ons onsself net gou hier onderbreek, 'n persoonlike vraag vra, maar kan dit ook van jou en van my gesê word? Kan ek ook verklaar dat dit my lewenswese is, dat ek met hart en siel en krag en verstand my alles aan Jesus Christus oorgee en toewy? Waarvoor is ek en jy hier? Waarvoor leef ek? Waarvoor beywer ek my? Wat is my fokus? Kan ek soos die apostel sê, my lewe is Christus. Ek gaan verder. Om te sterwe is wins. Die apostel het sy hele lewe gewy, homself geheel en al oorgegee, homself op God se altaar neergelê as lieflike reukwerk wat moes brand, 'n lieflike geur moes versprei soos mirre. Oral waar hy kom en hy die evangelie verkondig het, en Jesus Christus saam met hom kon vereer. En nou sê hy, Christus is nie net my lewe, maar ek sien my sterwe ook as wins. Nou, dit is vir ons dalk vreemd, val nogal redelijk hard op die oor, want as ons praat oor die dood, is dit 'n onderwerp wat ons liefs vermy. Is dit 'n tema wat ons nie graag oor wil dink nie. Want die dood is mos daardie een finale groot vyand, wat elke mens mee te doen gaan kry. En dit is al baie mense daar buite wat sê, dat die ergste wat jou kan oorkom, is die dood. Maar dan kom Paulus en hy sê, om te sterf, is vir my 'n wins. Die Griekse woord kerdos, wat ons met wins vertaal, is 'n baie bekende Bybelse woord, wat gereeld voorkom. Ons Here Jesus was byvoorbeeld baie lief daarvoor, ons dink aan Matteus 25, want sy gelykenis wat hy vertel oor die eienaar wat weggaan en sy slawe toevertrou die muntstukke, en hulle daardie muntstukke daai geld gevat en hulle daarmee gaan woeker, daarmee gaan werk, hulle het gaan belê en hulle het kerdos wins op die belegging gekry toe hy terugkom. En hy iets gehad om te wys. Hierdie woord kerdos wins is dus 'n besigheidsterm. Nou sê Paulus, weet julle, die dood is nie iets waaroor ek bang is of waarvoor ek skrik. Die dood is nie vir my 'n tragedie nie. Eintlik is die dood vir my 'n wins. Eintlik sal dit vir my beter wees om te sterf, om heen te gaan. En dan kom hy in die volgende verse en hy brei op hierdie gedagte bietjie verder uit en hy sê vir ons waarom dit so is. En dan praat hy met ons oor hierdie tweestryd wat hom woed. Sy hart wat in verskillende rigtings getrek word. Hy sê, ek weet nie wat om te kies nie, ek weet nie wat om te besluit nie. Hierdie tweestryd in my is soos 'n inwendige toutrekker. Weet nie mooi wat ek kan doen. Want kies ek om te lewe vir heel onthaalde, dan verkondig ek die evangelie, verheerlik ek God en Jesus Christus, plant ek nog kerke en is ek 'n medewerker vir die koms van God se koninkryk. En dit is goed. Maar aan die ander kant verlang ek, smag ek daarna om te sterf, om heen te gaan en met Christus te wees. En dan voel hy by, want dit is verreweg die beste. Verreweg die beste. Paulo Ballon Christus. Die een byvoeglike naamwoord op die ander. Beskrywende woorde, vergelykende woorde, wat hy nie sê, dit is baie, nee, dit is nog meer as baie, dit is baie, baie meer, dit is uitnemend. So stapel hy onder leiding van die Heilige Gees, hierdie vergelykings op mekaar. Want hy wil seker maak ons verstaan wat hy hier sê, hy ondersteun dit as ware in rooi, ons mag dit nie mis nie. Hy wil ons laat weet hoe voortreffelik, hoe uitnemend, hoe onvergelykbaar, beter as beter, groter as groter, heerliker as heerliker dit is, om by Jesus Christus te wees. Jesus Christus sy Here, sy koning,
Christus is sy enigste troos in lewe, maar ook in sterwe. Ja, selfs na sy dood. En daarna sien hy uit. En daarom, broers, is die dood vir jou en vir my as Christen gelowige, as navolger van Jesus, ook geen krisis. Is die dood, jy moet nie sterf in die hemel toe gaan om daar in die Sionstad te gaan kyk hoe lyk die strate van goud en die poorte van parels. Ek wil nie hemel toe gaan net om in die paradys te wees en te gaan drink en daai kristalhelder fontein van die lewe. Nee, ek wil ook die hemel toe gaan, omdat daar beter is en daar geen siekte en dood en sonde en gebrokenheid en hartseer en so meer is. Nee. Paulus wil hemel toe gaan, want dis waar sy Here is. Vir by Christus. En dit is, broer en suster, wat van die hemel, hemels maak. Omdat Jesus Christus daar is. En daarom sê hy, om by Christus te wees, is vir my baie beter. As enigiets anders. Alles gaan oor Christus. Om by die Here te wees, dit is die volle betekenis van die saligheid. Niks kan daar nie vergelyk word. In die Ou Testament het Dawid ook daarvan gesing en gedig. Psalm 17 vers 15 hoor wat sê hy, maar wat my betref, omdat die reg aan my kant is, sal ek weer voor U staan. En as ek wakker word, sal ek my verbly in U teenwoordigheid. In poëtiese digterlike taal sê Dawid, die oomblik as ek ontslaap, en ek uit daardie doodslaap wakker word, maak ek my oë oop in God se teenwoordigheid, sien ek hom van aangesig tot aangesig, en dit is my vreugde. Psalm 16 vers 11 sê Dawid, by U Here is daar oorvloedige blydskap, en uit die hand kom net oorvloedig. En daar by die Here, hierdie oorvloedige blydskap wat ons ervaar, dit is ons hoop en ons verwagting. Dit is wat ons in die hemel in God se hand sal ontvang. Beter as beter. Groter as groter. Niks kan daarmee vergelyk word. Op hierdie aarde het geen oor dit ooit gehoor en geen oog dit ooit gesien. Paulus sê ons, in hierdie lewe sien ek 'n dowwe spieël en ek sien 'n raaiselagtige beeld. Maar eendag sal ek God sien, van aangesig tot aangesig sien, omdat my eerste gesien, my eerste liefgehad. En daarom is die dood nie 'n tragedie en nie 'n verlies nie, maar 'n wins. Ook vir haar, ons geliefde U dierbaarheid, wat ons vanoggend groet en van afskeid neem. Maar ons al nog 'n klein woordjie, eintlik 2 woordjies wat ek graag op jou hart wil trek word. Ons lees dit maklik mis. Soms is dit die klein woordjies wat ons mislees, wat groot impak en betekenis het. Het jy opgeval toe ons gelees het wat Paulus sê, vir my is om te lewe Christus, en vir my is om te sterwe wins. Nie dat 2 woorde, vir my. Paulus sê as daar, ek gee om wat die res van die wêreld sê, wat julle almal anders sê, wat my aanbetref, vir my is die lewe Christus. En vir my is die dood wins. Dis 'n persoonlike belydenis. En kom Filippense 1 vers 21 word vir baie persoonlik met elkeen van ons. En word ons dan ook tot verantwoording geroep om self te antwoord, hoe staan Satan met my? Kan ek dit sê? Ek voor die Here bely, voor ander getuig, met die een wat hart hier opstaan en sê, ook vir my is Christus die lewe, die een en die al, die hoogste goed. En vir my is my eie dood wins. 'n belangrike vraag, geliefdes, want as ons na die wêreld daar buite kyk, en ons soms na ons eie lewe kyk, dan sien ons dat dit beslis nie waar is nie. Soos die apostel Paulus skryf, is die wêreldse mense die eindtyd meer gerig om liefhebbers te wees van genot as van God.
Ons beywer onsself vir ons eie lewe en ons eie koninkrykies. Vir ons eie skatte wat ons op aarde bymekaar het. Ons wil vir onsself namaak, onsself verheerlik, ons eie wil en agenda bevorder. Eerlik, wat van my? Wie is my fokus? En as ek sterf, soos dan die Baba, Dinsdag gesterf het, is my sterwe 'n wins? Is dit 'n verlies? Baie persoonlike en bewuste keuse wat jy moet maak. Jy moet self kies om die Here Jesus jou persoonlike verlosser en saligmaker te maak. Om te bely as jou Here. Jy daartoe verbind, bewuslik verbind, om hom as jou leidsman te volg. In sy voetspore te bly, maak nie saak waarheen en hoe hy jou volg, bly nie. Elkeen van ons moet self kan sê, vir my persoonlik is Jesus die lewe. Geliefde van my, die afsterwe van 'n dierbare, die skielike dood wat in 'n familie se deur kom klop, 'n geopende graf, kus voor in die kerk, die realiteit van die dood dwing ons elkeen om weer te besef, elkeen van ons vandag of môre of oormôre of volgende jaar ook sal sterf. En die Here ons ook sal kom aanraak en sulke kraak sal hê. Gaan my dood wees wins of skade verlies. Nou Heilige Gees ons lei om die oortuiging te bely vir my, wat my aanbetref. My lewe in Jesus Christus. En dis my sterfenis. Dit is wat by die Baba kon sê. Dis wat die Baba geleef het. Daarom is ons nie van op 'n hartverskeurende stukke van ons uit mekaar. Want ons weet, ook sy die laaste tyd van haar lewe uitgesien daarna. Jesus Christus verwees. En nou het sy veilig aangekom in die nuwe Jerusalem, in die Godstad met vaste fondamente. Kom ons gaan daar rus. Kom ons sien elke dag ook uit na die koms van ons Here Jesus en die heerlike herontmoeting van al ons geliefdes wat ons vooruit is. Troos mekaar met hierdie wete. Christus is my troos, my lewe, my wins. Amen. Kom ons bid saam. Ons Hemelse Vader, ons loof en dankie vir die hemelse heerlikheid wat U vir al die kinders aan hierdie lewe op aarde voorberei het. Ons dankie dat ons geliefde ons vooruit kon gaan na daardie plek, die Vaderhuis met sy baie woning. Vader, tog beheer ons hartseer en trane en ons skep dit tot vreugde en blydskap. Bewaar haar kinders en kleinkinders, haar susters, haar familie, al haar geliefdes en vriende. Dit bid ons in die naam bo alle ander name. Die enigste naam waarin daar lewe, die ewige lewe is, Jesus Christus. Ons troos, ons lewe, ons wins. Amen. Geliefdes, ons sing as danklied, Psalm 90, vers 2 en vers 8. Dan gaan ek die antwoord doen, vers 2 en vers 8. Amen.
gemeenskap van die Heilige Gees met u elkeen wens en bly. Amen. Liefdes nie van sit. Voordat ek vir Henkie weet het vir ons familie die bedankings te doen, wil ek net graag die draas aankondig en vra u vir oomblik sal opstaan. Henk Barkhuizen, seun. Stoffel Barkhuizen, seun. Dani van Balion, skoonseun. C.C. Barkhuizen, kleinseun. Loan de Meer, kleinseun. Llewellyn Fouché, kleinseun. Baie dankie, u kan weer so. Ek het vra dit gaan voorkom. Bij de aanvang heb ik het thema gezocht om te vragen wat God zegt. In alle weg afgebeukers ons macht. Ons het niet meer een paar, we kunnen niet meer een paar. Maar wanneer we het kan ons maken, dan kan ik het dat het is iemand wat aan jullie heel lang hard gedaan. Iemand wat altijd bezorgd was voor haar kinders. Iemand wat altijd voor ons gebid het. Al was ons nog niet daarvan bewus, maar altijd ons namen voor die Here genoem. Het was altijd vir my 'n voorreg geweest en ek beskou dit as 'n voorreg om altijd saam met haar die woord te kon deel met mekaar. In die begin het ek baie opgewonde geword van wat ek ook al sê en deel met haar, dan sê sy, ek sal dit by Dominee kom bevestig, of dit die waarheid is. En dan het sy teruggekom. Vir my het soos 'n klap in die gesig gevoel het, maar dit was haar leier. Sy het opgesien en sy het geweet dat ek tog vir haar iets goeds in die lewe beteken het. Want sy het gesê, Dominee sê dat dit gesê het is reg. Mami het nie maklik ander geestelike boeke gelees nie. Sy het baie vir my gesê, dit trek nou weer so ver in die Bybel. Ander se opinies was nie vir haar belangrik nie. En ek kan my vereenselwig met Dominee kom en gesê, vir haar was die lewe Christus. En dit maak vir my 'n ander openbaring ook in die woord, dat ons kan weet dat ons het almal nodig om te soek na die Here. Ek sê gister vir Dominee dat
Paulus daar vir ons deel het. Hy sê dat as ons dan die Here Jesus ons eie gemaak het, dan moet ek die res wat so maklik deel kan word in my lewe as trek kan beskou. Dis 'n lelike woord, maar dis hoe sonde lyk. Sonde is trek wat ons lewe kan beskadig. Maar die belangrikste van alles is ons het gisteraan daaroor gelag, is die tyd wat ons so pak gekry het in die natvaardoek. Maar mammie se dissipline het nooit opgehou nie. Het altyd 'n woord ingekry, 'n ander geestelike manier van 'n hou ingekry om dit met ons te deel. Al was dit in die vorm van 'n vermaaning, maar sy het daar gesê, want dit is hoe sy voel, want weer eens sê Christus was vir haar alles. As ons na haar as vrou kan kyk, dan kan ons almal saamstem, sy was 'n vrou van impos. Vrou met integriteit. Sy het nie net in woorde gehad nie, maar ook in dade. Ons het altyd gepraat van, veral nou in die laaste tyd, toe ek en hy ook 'n kans gekry het om na haar te kyk, dat sy was 'n skoon mens. Sy was nie iemand wat Gods water oor Gods akker laat gaan het nie. Sy was netjies op haarself. En as sy met ons geraas het oor ons onnetter, dan het sy dit self persoonlik ook uitgeleef. Maar vir my die belangrikste was dat die liefde wat sy gehad het. Haar liefde in die hart was so baie. Dit was so oorlopend toe dat haar hart kon hanteer het. Daarom moes sy passing gee. En dit was vir u en vir my. Ons moes daardie liefde uitlaat. Ons moes dit leer ken. Ons moet weet dat ons kan nie op die lewe staat maak. Christus moet altyd ons leidsman en ons volëinder bly. Sy het altyd gesê dat die liefde wat ek probeer uitleef, wil ek graag hê my kinders moet dit meer voortleef. Ons moet daarmee, ons moet 'n begeerte hê met daardie liefde. Ons moet dit koester. En ja, die wêreld is moeilik, nee, want om die volgende draai, kry iemand dit daar weg, om jou na 'n ander groep in te druk. So die uiteinde daarvan is bepaal wat die waarde van die liefde van die Here is, wat in ons lewe geplaas is. Die lewe van Mammie was nie altyd maanskyn en rose nie. As ons net moet dink aan die tye wat sy begin siek word, dan was dit 'n geweldige tyd wat sy deurgegaan het. En veral soos met Peter wat in die laaste jare na gekyk het, alles wat sy deurgegaan het, dan wil ek daar sê, dit was nie pret geweest nie, maar dit was 'n eer om na te kyk. Dit was respek wat ons nie uitgereik het na ons moeder toe. En daarom wil ek baie dankie sê vir elke sussie, vir elke boetie. Ek wil nie vanoggend 'n meetstaf uithou vir wat u vir Mammie gedoen het nie, of vir Pappie gedoen het nie. Ek wil dit nie aan die geldwaardes meet nie. Ek wil net vanoggend sê baie dankie dat jy 'n bydrae gelewer het aan ons ouers. Dankie ook vir my ma se broer, twee sissies wat ook vandag hier is. Piet is dit kan wat hy nie gemaak het nie, maar sy het werklik waar altyd veel omgegee. Altyd as ons in 'n gesprek is met mekaar en wanneer ons saam bid, dan sê sy, ag kom ons dink aan Piet, aan Adrie en aan Griet. Dan sluit dit natuurlik almal se families ook in. Sy het elkeen op 'n besondere manier baie lief gehad. Ek wil graag dankie sê aan die Soutberg Privaat Hospitaal vir die laaste dienste gelewer daar. Ek wil graag baie dankie sê aan Dr. Stroebel wat haar jarelange dokter gewees het. Ek
meen sy kom uit Pretoria, uit Pretoria uit, met die beste van die beste dokters en wat dit ook al mag wees, maar as sy net ook kan hoor wat sy dokters doen, nee. Wat tydjie ons maar net ons hande maar nie lig gegooi, sê ek, ons aanvaar dokter Stroom, sal vaak ook 'n goeie dokter wees. Dan ons op baie dankie sê, spesifiek van Wieke Esterhuizen, wat dit vir ons baie maklik gemaak het, op baie professionele manier het hy die dinge vir ons hanteer, so dat vandag vir ons mooi dag kan wees. Ek kon vir elkeen dankie sê, al kom jy net van om die hoek af, om na 'n geliefde se dood te kom, is 'n ver pad. Dankie vir julle wat moeite gedoen het, dankie vir julle wat ingekoop het, ek persoonlik, en ek glo ook die familie wat hier, julle elkeen se teenwoordigheid. Dominee, baie dankie vir jou, om mee te begin, jou huis besoeke, om op te weet dat jy was, haar dominee, ook in dieselfde omstandighede waar sy haar einde gevind het. Dankie vir jou bemoediging vir haar, dankie vir jou troostwoorde, ook vir ons. Vir wat ons sal met ons te praat. Môre is 'n nuwe dag. Môre gaan ons weer aan met ons lewens. Môre gaan ons dalk weer dink aan die ouers wat ons gehad het. En vir my bly dit altyd baie belangrik, gisterand het ek gespreek van wat ons pa in my lewe belê het. Wat ek weer my eie kinders se lewe kon belê het. Dink aan die tye waarin jy dalk antwoordloos is, wat sy papi en mami in hierdie tye vir my gesê. Baie dankie ook vir die susters, die verversings